Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Ek praat jare gelede met 'n leier van 'n kerk uit die ooste uit, baie bekende invloedryke leier, en hy sê vir my hierdie woorde. Hy sê die ooste weet om te waak en die kerk in die weste weet om te bid. Jesus kom uit die Midde-Ooste uit, hy het gewaak en gebid, en hy sê vir ons, waak en bid. Ons moet by mekaar uitkom en by mekaar leer. Wat beteken dit om te waak? Dit beteken om waaksaam te wees, sê die nuwe vertaling. Dit beteken om bewus te wees, bewustelik te leef. En vandag is 'n baie populêre woord, to be mindful. Dis om mindful te wees. Dis 'n groot opdrag deur Jesus, dikwels in die Bybel, om bewustelik te wees en bewustelik om te gaan met die lewe. Die lewe is baie beter as jy so leef. Nou in die Christentradisie is 'n groot manier om bewustelikheid mee te kweek en bewustelik te word deur gebed. Nou daar's baie forme van gebed. Alle forme van gebed bevorder nie noodwendig bewustelikheid nie. Maar in hierdie situasie waar Jesus vir sy disippels sê waak en bid, kan ons 'n paar dinge leer oor sy manier van gebed wat bewustelikheid bevorder. En die een is deur gebruik te maak van herhaalgebede. Hy sê hy het weer vir die 3de maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Dis herhaalgebed. Nou in die tradisie waarin ek groot geword het, is jy heeltemal ontmoedig om te herhaal. Omdat Jesus gesê het, julle moenie herhaal nie. Maar Jesus het eintlik gesê, julle moenie uitelik herhaal nie. Hy het self herhaal. En hierdie hele idee om van 'n kort frase of 'n paar woorde gebruik te maak, soos 'n mantra, en daardeur te bid, het sterk wortels reg deur die kerk se tradisie. Baie, baie vroeg. In die woestyntradisie het die woestynvaders hier van die 3de eeu af gebruik gemaak, en veral van die psalms, van 'n paar woorde en 'n frase, en daarmee geleef. So dikwels as wat hulle gedink het daaraan, of wat dit by hulle opgekom het hulle gebid, en dit herhaal en dit gesê. Een van hierdie frases was die gebed waarmee Francis van Assisi geleef het. My Here en my God. Dis al. Nou, hier in die 4de eeu het een van die kort gebede baie, baie populêr geword. Baie mense hom begin bid. Dit het later bekend gestaan as die Jesusgebed. En 'n kort weergawe daarvan is net, Here Jesus Christus, wees my genadig. Dit het die kernvorm van gebed geword in die ortodokse tradisie. En dit is later 'n gebed van die hart genoem gewees. Want die groot poging was om te bid sonder ophou, soos wat Paulus die opdrag gee in 1 Tessalonisense 5, dat ons almal moet bid sonder ophou. En hier is 'n manier, deur gebruik te maak van 'n kort frase en dit te herhaal soos 'n mantra. Nou eintlik is die idee dat jy nie hierdie ding by jouself kan regkry nie, om te bid met jou hart nie. Dis nie iets wat jy moet skep nie. Want as ons aan gebed dink, aan dadelik, nou hoe gaan ek dit regkry? Dit gaan my so moeg maak, maar dit is heeltemal iets anderster. Jy weet dat daar in jou onderbewussyn en in jou onbewuste 'n groot lewe aan die gang is. Baie goed gebeur met jou. Dis nou veral deur die sielkunde en seker Freud, wat dit baie sterk op die voorgrond geplaas het. En as bewyse daarvoor, 'n deel van hierdie lewe is gebed. Dis wat Paulus sê in Romeine 8 vers 16, dat die Gees getuig saam met jou gees. Nie, Living Bible sê the Holy Spirit speaks to our hearts deep inside of us and tells us. Daar's aktiwiteit wat jy nie van bewus is nie. Daar's gebed in jou aan die gang.
Die Gees is besig om met jou te praat hier binne, te werk hier in jou binneste. Vers 26 sê hy, daar's onuitspreeklike sigtinge wat in jou plaasvind. En die Gees is in jou en hy praat ook en hy bid ook met onuitspreeklike sigtinge. So, dis eintlik nie om iets te begin wat glad nie daar is nie. Dit gaan dalk meer oor 'n agterkom en 'n besef. En 'n saamwerk met dit wat in jou is. Ek hou dikwels retreats en ek vra baie vir mense of hulle bewus is van iets, van wat in hulle aan die gang is, tussen hulle en die Here. 'n Vorm van gebed miskien, 'n omgang met die Here. En dis nie uitsonderlik dat iemand sê, ek het myself al baie betrap dat ek besig is om te bid. Of as ek my kry, dan is ek besig om te bid. Dis waar vandag gepraat word. Hierdie ding wat in jou aan die gang is. Die gebed van die hart en hierdie herhaalgebed is eintlik net om dit meer bewus te raak daarvan. Dit toe te laat. Miskien die saadjie te plant as dit dan nie so is waarvan jy bewus is nie. En dit nat te maak. Dit in die son te sit, dat dit kan groei. Want dit groei self. En die ortodokse tradisie sê, maak 'n tydjie elke dag. As jy begin. En vir 5 minute. Herhaal net jou gebed. Saggies. Maar doen dit hardop met jou lippe. En dan, as jy aangaan met die lewe, bid dit in jou kop, mentaal, in jou gedagtes. En op daardie manier gee jy son en water en gaan lê dit in jou hart en gaan jy met jou hart begin te bid. En wat dit beteken is dat jy dan hierdie nuwe bewussyn het. Dat God met jou is. En dat hy in jou is. Die gesegde is, ons werk met ons hande en ons harte bid. Ek lewe met 'n ander ingesteldheid en met 'n ander teenwoordigheid in my lewe. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die pad wat ons saam met U kan stap. En dankie vir die uitnodiging om met 'n groot, oop, breë bewussyn te leef. Wat U insluit, saam met alles wat regtig is en bestaan. Vat ons na daai plek toe, help ons in Jesus se naam. Amen. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade.